Welkom hier saam met ons in die huis van die Here. Mag ons elkeen bewus wees van die Here se werking ook in hierdie oggend. Here, baie dankie terwyl ons as gemeente hier saam is. Here, dankie dat U ons ore open. Dankie Here dat U dan so 'n begeerte het om in te spreek in ons lewens. En dankie Here dat ons daarom, Here, onsself kan beskikbaar stel voor U. Dat ons kan gewillig wees, Here, dat ons kan sê, spreek Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister, dat ons daardie begeerte sal hê om, Here, deur U gevorm te word, Here, dat ons 'n verlange sal hê na U inwerking in ons lewens. Dankie Here, vir wie U is, dat U almagtig is, Here, dat U alles weet, dat U selfs die toekoms ken, dat niks by U onbekend is nie. Here, dankie dat U dan so in ons lewens inwerk, sodat ons 'n lewe kan leef, Here, om U te verheerlik. Daarom, Here, dankie vir die genade om te kan stil word voor U. Dankie, Here, dat ons dan so, Here, as nietige mens, vir U kan vra om in te werk in ons lewens. Here, terwyl ons hier is, terwyl daar baie siek is, wat nie hier kan wees nie, terwyl daar van die skoolkinders is, Here, matrikulante wat uitsien na eksamens, wat die finale eksamens gaan wees, Here, baie dankie, dat ons U kan vertrou met elke fase, elke dingetjie wat gebeur in ons lewe, dat U daarvan bewus is, en Here, dat U met ons bemoeienis wil maak, dat ons U kan vra, Here, om ons deur te dra, sodat ons in alles net U naam kan verheerlik. Baie dankie, Here, dat ons lewens kan leef. Dankie, Here, vir asem, dankie, Here, vir geliefdes, dankie vir die voorreg om vanoggend hier in U teenwoordigheid te kan wees. Here, ons gebed in hierdie oggend is dat U oor ons genadig sal wees, dat U dan so U liefde in ons harte sal werk, en Here, dat U in en deur ons lewens verheerlik sal word. Here, ons slaan ons oë op na die berge, want Here, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie. Ek wil graag vanoggend aan U dan weer ook die wet van die Here voorhou en ook die geloofsbelijdenis. Terwyl ons in hierdie week het Peer begin met die geloofsbelijdenis om vir ons om op te breek die 12 artikels wat ons dan bely, wat ons getuienis is, wat ons geloof dan verwoord, sê waarin ons glo. So daarom gaan ons dan nou weer daarna ook kyk. Soos jy afgelei het, is Peer nie klaar met die geloofsbelijdenis hierdie week nie, en hy gaan seker nog volgende week en die week daarna gaan hy dan nog steeds aangaan daarmee, sodat ons as mens kan verstaan, wat sê ek as ek sê, dit is waaraan ek glo. So kom ons hou die wet van die Here voor, soos wat dit opgeteken is, dan ook in Exodus hoofstuk 20. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beelde, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jy voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vervolgens dan doen ons dan saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. So met ander woorde, ons gaan nou kom sê, dit is waarin ek glo. Op grond van hierdie besluite, op grond van hierdie geloof in my hart, grond ek my hele lewe, neem ek my besluite, dit is hoe ek my lewe leef. So ek wil julle graag nooi om saam met my te staan, dan gaan ons saam belydenis doen, en daarna gaan ons dan ook antwoord deur die sing van ewig onbegryplik wese. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek wil julle dan nou nooi om saam met my te blaai. Ons gaan lees 1 Korintiërs hoofstuk 1, die eerste 9 verse. Nou wat vir my baie treffend is van hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees. As jy jouself kan herinner in die brief wat Paulus aan die gemeente van Galasië skryf in Galasiërs, dan sê Paulus, en ek wil amper sê, hy val met die deure in die huis in. Hy sê vir hulle, ek verbaas my, dit slaan my stom, dat hoe gou julle afvallig geword het. So met ander woorde, Paulus het hulle bedien, en kort daarna, toe begin hulle ander dwalinge begin hulle glo. Nou die gemeente van Korinthe, vir my insiens, het meer probleme, was meer dramaties, as enige ander gemeente gewees. Meer probleme binne in die gemeente, wat hulle self ervaar en ondervind het. Die gemeente van Korinthe was 'n groot handelsstad gewees. So met ander woorde, daar het nou baie van die handelsreisigers het nou deur Korinthe gegaan van al hulle handelsroetes, so hulle dit daai tyd gevolg het. Nou, hulle het dit toe goed gedink, terwyl dit 'n groot handelsstad is, om elkeen van hulle eie mense daar te laat bly, sodat as hulle reisigers verbykom, dan het hulle sommer huisvesting ook vir hulle landsburgers en vir die mense en hulle familie en so meer nou. Nou al hierdie gemeente, dit was amper soos vandag se kerke, wat hulle deure oopmaak en ons glo nie eintlik meer aan iets nie, maar kom net kerk toe, dan is ons almal net saam bly. Nou, hulle was tipies so 'n gemeente gewees. Almal het kerk toe gegaan. Almal was welkom gewees. Jy hoef nie te praat oor sonde nie, jy hoef nie iets verkeerds te gedoen het nie, kom net kerk toe. En ons is net lief vir almal, en dit was tipies so 'n gemeente. Almal was welkom gewees, so as jy afgode aanbid, kom net kerk toe. Kom net saam, kom doen dit net, wat ook al jy wil doen, kom doen dit in hierdie gemeente. Jy sal sien, voor die tempel, is daar 2 tempelmeisies. En dit was slegte vrouens, binne in die tempel. Dit was 'n gebruik wat hulle gehad het in hierdie tempel, om tempelprostituie te hê. Buite was dit sonde, binne in die kerk was dit alles. Jy verstaan, dit gaan my verstand te bowe, oor wat toegelaat is in hierdie gemeente. En daarom kom spreek Paulus hulle baie sterk aan. Kom praat hy met hulle oor sonde. Kom sê vir hulle, verkeerd is verkeerd. Dis nie net van, jy kom kerk toe soos jy is, en jy bly net so nie. Die feit is, jy kom kerk toe soos jy is. Maar, dan laat jy die Here toe, om in jou hart te werk, om jou te vernuwe, om jou te verander, om jou te wederbaar, om jou kind van God te maak. So met ander woorde, ek kom kerk toe, om deur die Here, hierdie pottebakker ek die klei, om deur die Here gevorm te word. Dis nie net van ek kom kerk toe, omdat ek kerk toe moet kom, omdat dit nou maar van my verwag word, omdat dit nou maar, wat ook al die rede is nie. Ek kom kerk toe, spreek Here, want ek wil luister, ek wil gehoorsaam wees aan wat U van my vra. Nou sal jy verstaan, as ons nou gaan lees, Paulus val nie met die deur in die huis in hierdie brief nie. Hy sê vir hulle dankie. Dankie vir dit wat julle wel doen.
So Paulus kom praat nie hier direk met die mense wat die verkeerde doen nie. Want die mense wat die verkeerde doen in hierdie gemeente, het nog nie die Here leer ken nie. Maar nou die probleem wat Paulus ervaar met die gemeente van Korinthe, is dat die mense wat in die gemeente ingekom het, wat die verkeerde doen, wat nie kinders van die Here is nie, die ander mense beïnvloed hulle nie, om die regte dinge te begin doen nie. So nou praat Paulus met die kinders van die Here, en nou sê hy vir hulle, julle moet nou mooi oplet oor wat julle doen. 1 Korintiërs 11 vers 1, wees julle dan my navolgers, soos wat ek het van Jesus Christus is, sê Paulus vir hulle, as julle heeltemal deur mekaar is, as julle nie weet wat om te doen, as jy nie weet hoe om op te tree nie, sê Paulus, kom doen wat ek doen, dan sê jy ten minste weet om die regte dinge te doen. So Paulus gee vir homself uit as die voorbeeld vir hulle, om na te volg, om die Here te kan dien. Groot verantwoordelikheid wat Paulus op sy skouers neem, sodat hulle na hom kan kyk. Nie omdat hy iets wonderliks was nie, maar sodat hy konstant herinner word, daar's kritiese mense wat aan my lewe kyk. Ek moet sorg dat my optrede van God se optrede spreek. So met ander woorde, Paulus kom skryf hierdie brief, en hy kom rig dit aan die kinders van die Here. En hy kom herinner hulle, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die wêreld daar buite. Vanoggend gaan ons stilstaan by die genade van die Here. Nie een van ons is iets wonderliks nie. Nie een van ons is dit wat ons is, omdat ons goed is nie. As ons self kan terugdink, almal van ons het verkeerd in ons verlede. Almal van ons het al foute gemaak. En dit gaan nie oor hoe groot jou fout en hoe klein jou fout is nie. Die Here sê, jy word aan een wet skuldig en jy word aan die hele wet skuldig. So al het ek iets kleins gedoen, is dit net so goed ek het moord gepleeg. Sonde is sonde, verkeerd is verkeerd voor die Here. Daar's nie van die sondes wat die Here nou maar sê aanvaarbaar, toelaatbaar is nie. Sonde is sonde, verkeerd is verkeerd. So elkeen van ons sê nou vir die Here, dankie vir die genade. Genade, onverdiende guns. Here, ek verdien dit nie. Maar nogtans het U by my lewe kom stilstaan. Het U met my bemoeienis gemaak. Het U vir my die krag gegee, sodat ek kan lewe in volheid voor die Here. So met ander woorde, vandag se boodskap gaan oor die genade wat die Here vir ons gee. Dis nie, ek verdien wat die Here nou vir my gee nie, maar die genade wat die Here vir my gee, en dan is my vraag, wat doen jy met daardie genade? Hoe antwoord jou lewe op die genade wat die Here vir jou gee? Kom ons lees saam. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sostenus, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die heiliges in Christus Jesus, die groepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, ons Here. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here in hierdie oggend saam. Voordat ons nou kom by ons teks van oordenking, wil ek u net herinner 'n baie interessante teksvers wat opgeteken is in Psalm 119 vers 109. Psalm 119 vers 109 sê, my lewe is altyd deur in my hand. En elke keer as ek dit lees, dan klink dit vir my verkeerd op die oor. Want as kind van God wil ek hê, my lewe moet in die hand van die Here wees.
Maar nou leer die woord vir my lewe is in my hand. Die King James sê, my soul is continually in my hand. So, my wese, my wie ek is my keuse. Ek kan nie omstandighede blameer nie, ek kan nie ander mense blameer vir die besluite wat ek neem nie. So met ander woorde, ek moet verantwoordelikheid neem van my lewe, van my besluite, hoe ek optree, hoe ek reageer. En dan wil ek nou dadelik sê, ek verstaan mens, ek is ook 'n mens. Ek raak ook gefrustreerd met omstandighede, met ander mense, met dinge wat nie reg is nie. Dit is menslik om gefrustreerd te wees. Maar, my lewe is in my hand. Daai lewe is nie in my hand nie, dis in daai persoon se hand. So met ander woorde, alwaaroor ek beheer het, is my eie lewe. My besluite, dit wat ek in my hart kom toelaat. En dit moet ek oorbewaak. Ek moet dit veilig hou, sodat die sleg van hierdie lewe nie my lewe kom beïnvloed nie. En daarom sê hy, my lewe is altyd deur in my hand. En dan sê hy, nogtans, vergeet ek u wet nie. So belangrik, want dit gee rigting in my lewe. Dit is die basis van die besluite wat ek neem, is u woord. Dit wat u vir my kom leer. So, u besef nou klaar meer my verantwoordelikheid. Dit wat ek moet doen om die Here te kan eer. Dis nie net maar net, dit gebeur net nie, of ek staan 'n oggend op en dis hoe ek nou voel en dis hoe ek nou gaan optree nie. My lewe is in my hand. En daarom kom verwoord Paulus in hierdie gedeelte wat ons gelees het in 1 Korintiërs 1, sy dankbaarheid teenoor God vir die genade wat die Here vir ons gee. Want ek verdien nie die genade nie, ek verdien nie die goeie nie. Ek as mens is verdorwe. Ons neem selfsugtige besluite wat ons self net sal bevoordeel. Ek kyk na my eie belange, ek beskerm my eie lewe. En dit is my moeilik om uit te tree en om hulp aan te bied vir iemand anderste, om vir iemand anderste te kom lewe, al kos dit my iets uit my lewe uit. Ons teks van oordenking vers 4. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Ons tema, God gee genade in Christus Jesus. God gee dit in Christus Jesus. Onvoorwaardelik, God gee dit aan ons almal. Die vraag, wat is jou antwoord? Hoe reageer ek op dit wat die Here vir ons as mens kom gee? Die teks van oordenking, ek wil hom net weer voorhou. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. So ek wil nou eers begin met die laaste stukkie van Paulus se sin wat hy nou sê, wat aan julle in Christus Jesus gegee is. So met ander woorde, Paulus kom praat hier nou direk met jou as kind van God. So nou moet ek myself die vraag afvra. Die genade wat die Here vir ons nou gee, dit wat ons nou gaan bespreek, is dit van toepassing op my of is dit nie? Ek wil nou sê, dis nie vir jou van toepassing as jy nie kind van God is nie. Wat vir jou van toepassing is, jy moet kind van God wees, sodat God verder op hierdie fondasie Jesus Christus met jou lewe kan bou. So met ander woorde, dit is nie van ek word 'n goeie mens en nou kom dien ek die Here nie. Ek kom soos ek is en ek word nou deur die Here gevorm. Jesus Christus is die fondasie van my lewe. Die geloof wat ek in hom gestel het vir my saligheid. Ek word in sonde ontvange gebore, sonder uitsondering. Niemand van ons is so oulik om die hemel te kan verdien nie. Want uit genade, nie op grond van wat jy verdien nie, is jy gered deur die geloof. En dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Met ander woorde, dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee om kind van God te kan word. So, was daar 'n dag in my lewe? Nie, Here, ek is spyt oor wat ek gedoen het nie. Dit gaan nie vir my oor die sonde eers nie. Dit gaan nie vir my oor eers wat jy gedoen het nie.
Here, ek besef, ek het nog nie 'n keuse gemaak nie. Ek het nog nie my geloof in U kom plaas nie. Here, ek wil 'n kind van U wees. Johannes kom vra in Johannes 3, Nikodemus kom vra in Johannes 3, hoe kan ek weergebore word? En hy vra vir die Here, hy kan nie 'n tweede keer gebore word nie. Hy kan nie die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en weergebore word nie. En Jesus Christus antwoord Nikodemus. Hy sê, dan moet 2 geboortes in jou lewe plaasvind. Die eerste daarvan is 'n watergeboorte, 'n natuurlike geboorte. Dis hoe jy die lewenslig gesien het. So, jy word gebore in 'n hospitaal of waar ook al jy gebore is. Jy word mens. Jy word gebore. Maar toe sê die Here vir Nikodemus, daar moet nog 'n gebeurtenis wees in jou lewe. 'n Geestelike geboorte. 'n Geboorte wat my keuse is. My lewe is in my hand. Waarby ek die keuse maak. Ek wil kind van God wees. Ek wil nou anders te vra. Het jy probleme? Het jy uitdagings? Het jy omstandighede wat jou verskriklik seer maak? Jou woedend maak? Jou opstandig maak? Wat jy nie kan hanteer nie? Die eerste antwoord op al hierdie uitdagings, is jy kind van God? Het ek my hart, my lewe vir die Here gegee? Was daar 'n geleentheid, Here, ek wil U kind wees? Dis nie baie moeilike wiskunde nie. Hierdie stoele is gemaak om op te sit. Dis waarvoor dit gefabriseer is. Jesus Christus het mens geword om in jou plek te sterf. Dis die doel van Jesus gewees. Hy sê in Johannes 9 vers 30, dit is volbring. Die rede oor hoekom ek mens geword het, is nou afgehandel. Ek het vir hulle sonde gesterf aan die kruis. Ek het die prys betaal. Nou, ons het vanoggend hier ingeloop. Elkeen van ons het nie eens aan die stoel gaan voel en gaan vat en gaan toets, gaan hy my gewig dra, gaan ek hierop kan sit nie. Ek het eenvoudig ingekom, dis waarvoor dit gemaak is, ek het 'n sitplek ingeneem en ek het gaan sit. Jesus Christus is vir jou daardie doel in jou lewe. Nie van, Here, ek gaan nou eers ondersoek instel, Here, ek gaan nou eers kyk nie. Ek sit my geloof in hierdie stoel om my bo te hou. Nie van ons wil van die stoel afval nie. Nie van ons wil op 'n gebreekte stoel sit en ons lewe gaan waag nie. Ek het eenvoudig net my geloof in hierdie stoel gesit. En ek wil amper sê, dis hoe eenvoudig dit is. Dis nie ingewikkeld nie. Dis nie 'n ondervinding, 'n ervaring, 'n gevoel, 'n emosie wat ek nou gaan hê nie. Here, ek wil U kind wees. Ek sit my geloof in U. Soos wat ek nou op hierdie stoel sit. My geloof dat hierdie stoel my gaan bohou. Sit ek my geloof in U. En Here, dankie dat U my red. Dankie dat U my U kind maak. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. 'n Onvoorwaardelike belofte wat die Here vir ons gee. Dis al wat ek moet doen. Ek moet glo dat Jesus my gesterf het en dan moet ek die Here kom eer. En dis nou waarby ons gaan stil staan. Ons eerste gedagte. God vra bevestiging in jou lewe van sy teenwoordigheid, van sy genade in jou lewe. Vers 5 en vers 6, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Nou ja, Paulus praat nou dadelik in die eerste instansie hier van rykdom. Die King James sê enriched. So met ander woorde, dit gaan oor to make wealthy, om rykdom te besit. Sê die Here dan nou, as die genade van die Here Jesus Christus by my is, dan het ek baie geld in die bank. Dan het ek nie finansiële probleme nie. Dis beslis nie wat Paulus kom sê nie.
God gee rykdom. Hoor wat sê hy? Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis. En dit laat my dink aan Salomo se wense wat hy voor die Here gesê het. Salomo, wat wil jy hê? Rykdomme, lande, baie besittings? Here, wysheid. Wysheid in U, die kennis om te kan toepas in my lewe. Die kennis, Here, om U woord my eie te maak en dit dan prakties te kan uitleef. En dis wat die Here ons nou kom gee. In ons omstandighede, onthou nou, ons is mens, ons het probleme, ons het uitdagings, ons het baie dinge wat om ons aangaan. Baie dinge wat seer maak. Nou sê die Here vir ons, hier is ons antwoord. Hier lê ons rykdom in. So met ander woorde, nou vra die Here vir ons, sy genade moet in my lewe bevestig word. Het julle al gesien ouens wat baie geld het? Dan koop hulle altyd hierdie spogmotors. En jy sien daar's geld. Ons het Vrydag weer so iemand gesien met baie interessante klere. Ek het nog nooit 'n winkel eens gesien wat sulke klere verkoop nie. Maar hulle het heel voor gaan sit, want almal moes gesien het, hulle het geld. Ek was beïndruk. Dit gaan nie oor die rykdom wat gesien moet word nie. Maar net soos wat jy daardie rykdom sien, moet die kennis, die wysheid, die teenwoordigheid van die Here in my lewe, moet gesien word. Dit moet bevestiging hê in my lewe. So met ander woorde, net soos wanneer jy kan rykdom sien van 'n afstand af, sê Paulus nou vir die gemeente, die ander mense in hierdie gemeente wat my nog nie ken nie, moet sien die rykdom van die teenwoordigheid van die Here wat in jou lewe is. So my vraag is die rykdom van die Here opsigtelik in my lewe? Die rykdom van die Here is nie opsigtelik in my lewe as ek verkeerd reageer op omstandighede. Dan is die teenwoordigheid van die Here nie daar nie. My geloof is nie genoegsaam in die Here om hom te vertrou in die omstandighede wat ek nou is nie. Onthou nou, Paulus erken dit ook. Ons lewe in 'n moeilike tyd, ons het uitdagings. Maar dis nie die antwoord nie. Dit is nou juist dit wat ons motiveer om die regte antwoord te kry. Die teenwoordigheid, die rykdom van die Here, die oorvloed van die Here wat in my lewe moet wees, moet spreek van, juis as dit moeilik is, juis as die omstandighede die teendeel wil hê, moet daar 'n teenwoordigheid, 'n bewys, 'n bevestiging van dit wat God vir my doen in my lewe wees. En dit moet jy elkeen self toepas. Waaroor gaan jou lewe? Gaan dit oor om ander mense te beïndruk met wat ek het, en dan gaan dit maar gewoonlik maar oor geld? Dit gaan nie vir my daaroor nie. Die moeilik van 'n kind van die Here wees, is die Here vra gewoonlik ons moet 'n dienskneg wees. Ons moet die minste wees. Ons moet bereid wees om die werk vir die Here te doen. En die Here sê vir ons dat ons moet doen in elke woord en in alle kennis. En dit is wat die Here van my en jou verwag. Die tweede gedagte. Ons is as mens mos baie haastig. Maar nou vra die Here vir ons dat ons sal wag. Vers 7. Sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Nou, dis 'n baie mooi stelling wat Paulus hier gee. Dis nie nou van, ek is nou passief in my lewe, laat God se water oor God se akker loop, ek wag nou op die Here. In alle omstandighede wag ek op die Here. En dis nie wat Paulus hier sê nie. As ons praat oor om te wag op die Here,
die heel bekendste, die heel mooiste vers wat dit vir my verduidelik, is Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. En dan spreek hy oor ons hele lewe, die instaatstelling, die teenwoordigheid, die ons vorige gedagte, die rykdom van die Here, wat moet uitwerk in my lewe, na vore moet kom. Nou waarop wag ek dan nou? Ek wag op die teenwoordigheid van die Here. Met ander woorde, sy openbaarmaking. Of dit nou met die Here se wederkoms sal wees, of as dit die einde van my lewe is. As ek sou sterf, voordat die wederkoms van die Here plaasvind, voordat ons almal kom haal, soos wat die Here vir ons dan gee in sy woord. Ek wag. Want as ek klaar gewag het, dan het ek die voorreg om verslag te gee van my lewe. Dit is juist die uitdaging. En dis wat ek as mens moet besef. Ek lewe hierdie lewe in afwagting om verslag te gee van my lewe, as my lewe tot 'n einde gekom het. Dan moet ek vir die Here sê, Here, die genade, dit wat ek nie verdien nie, wat U vir my gegee het, Here, wat het ek daarmee gedoen? Wat U dan so vir my geskenk het elke dag, hoe het ek dit aangewend in my lewe? Het ek dit gebruik om U rykdom tentoon te stel? Om dan U teenwoordigheid in my lewe te bevestig voor ander mense? Of het ek eenvoudig nou maar net gaan wag? Ek wil amper sê soos munisipale werkers wat langs die pad sit en wag vir 'n nuwe dag. Hulle doen net mooi niks. Dit is tot oneer. Niemand kan trots wees op dit nie. En ek sê dit met groot simpatie. Ek verstaan die lewe. Ek verstaan die uitdagings. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis die belofte wat die Here vir jou gee. So ek moet wag op die instaatstelling van die Here, sodat die Here in alle omstandighede my kan bystaan, sodat my lewe in alle omstandighede hom kan verheerlik. Ek ontvang genade, ek antwoord daarop deur my lewe te leef tot eer van die Here. Die derde gedagte. God vra dat jy onberispelik sal wees. Vers 8 sê, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Paulus praat nou weer, die dag as my lewe tot 'n einde gekom het, met die wederkoms, of as my lewensasem uitgeblaas is, om dan tot op daardie dag onberispelik te kan wees. Nou, hierdie is 'n baie ingewikkelde stelling, eintlik net baie eenvoudig. As ons praat van onberispelik, beteken dit dat my lewe, die Engels blameless is, unaccused is. So met ander woorde, Paulus sê, daar word nie 'n vinger na my lewe gewys van iets wat ek verkeerd doen nie. Nou ons lewe in 'n baie interessante tyd, waar ons almal daarvan hou om te skinder. Het jy gehoor van, en dan is dit 'n storie wat 114 keer al oorvertel is, wat heeltemal ver van die waarheid verwyder is, maar ons vertel net hierdie sensasie oor, omdat ons floreer op hierdie sensasie van ander mense se lewens. So, nou sê Paulus, ek moet onberispelik, ek moet blameless wees. Maar hoe nou gemaak met al die skinderstories, met al die verkeerd, wat almal dan altyd vertel van almal, dan is dit mos eintlik onmoontlik vir my om onberispelik te wees, want almal wys 'n vinger na my lewe. Paulus praat nie hiervan voor ander mense nie. Paulus praat van voor die Here. Maar hoor nou, dit raak moeiliker. Paulus praat van, ek moet onberispelik voor die Here wees. So as die Here na my lewe kyk, moet dit blameless wees. Daar moenie 'n vinger gewys kan word na verkeerde optrede in my lewe nie.
Nou die Here is nie die ander mense nie. Dit gaan nie oor kinderstories nie. Dit gaan nie oor goed wat nie die waarheid is nie. Dit gaan oor die waarheid in jou lewe. So dit gaan nie oor die beeld wat ander mense van my sien nie, maar die Here ken my hart. Die Here ken my beter as wat ek myself ken. So met ander woorde, dis my makliker om onberispelik voor 'n klomp kindermense te wees as voor die Here. En ons dink altyd die mense. Dit gaan nie oor die mense nie. Jou lewe is in jou hande. Dit gaan oor jou optrede voor die Here, wat onberispelik moet wees. En dan begin ons besef die genade van die Here. Dan besef ons hoeveel blaam het ons eintlik. Hoe onberispelik ons ver verwyderd is van. Omdat ons, omdat ons in so baie opsigte wel berisp kan word. Vir my net, ons as mens het so baie vinnig verskonings vir die Here, om te doen wat reg is, om te doen wat die Here van ons verwag. En nêrens sien ek dit in die woord van die Here nie. Ek het laas Sondag toe ons in Parys gepreek het ek weer verwys na die volk wat die beloofde land ingetrek het. Dan nou, die voorouers was onwillig om in te gaan, 40 jaar trek in die woestyn rond, die hele geslag sterf uit, die wat kinders was, word groot, hulle kom na 40 jaar kom hulle by die beloofde land, nou moet hulle dit gaan doen wat hulle paas en hulle maas nie wou doen nie, wat onwillig was, nou word dit van ons verwag, dis onregverdig, nou gaan ons deur die Jordaanrivier, nou kom ons daar, nou sê Josua vir ons, moet niks doen nie, loop net om Jerigo. Almal van julle. Of jy nou jou enkel gebreek het Vrydag, en of jy in 'n rolstoel sit, en of jy kinkhoes het, ek weet nie wat se siektes is daar nog nie, so ek gaan nou maar stop. So, wat ook al jy 'n keer, loop om hierdie stad. Ek weet nie hoe groot is hier, ek het nog nie gekyk nie. Maar ek meen, net as hy so groot soos Sasolburg, loop om die dorp. Een keer. Almal. Oud, jonk, maak nie saak nie. 7de dag, loop 7 keer om daai dorp. Here, die vorige 6 dae daar net mooi niks gebeur. Ek het my moeg geloop, my enkel is seer, ek sien nie nou weer kans nie, ek gaan regtig nie 7 keer omloop, en dan gaan niks gebeur nie. Die 7de keer, ek is daar, ek is in. Die 7de keer sal ek saamloop. Is ek gehoorsaam? Ek moet berispe word deur die Here. Want ek doen wat ek wil, hoe ek wil, wanneer ek wil. My lewe is in my hande. Die kerk gaan jou nie dwing om beter besluite te neem nie. Dis jou verantwoordelikheid. Die hele volk het geloop, 7 keer. 7de keer, blaas op bassyne, hef 'n krygsgeskreeu aan, en daai versterkte mure, wat hulle ouers oor gekla het, val op die plek in die grond in, sak dit weg, en hulle neem die stad in. Wonderwerke van die Here. Maar ons wil die Here se wonderwerke beleef, sonder om te gaan doen wat die Here van ons vra. Die Here moet net doen. Ons sal opdag wanneer 'n wonderwerk daar is. Die res van die tyd is ons maar net mooi passief en nêrens nie. Hoor jy die verantwoordelikheid? God gee die genade. Wat doen jy met die Here se genade? Die laaste gedagte. God vra van jou getrouheid. Vers 9. God is getrou. Nie 'n vraagteken nie.
'n stelling. God is getrou, deur wie hulle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. God is getrou, God is faithful, God is trustworthy. Jesaja 40 vers 27 tot 29, een van die mooi gedeeltes is nou net voor Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Dis nou 'n aanloop daarop, en in die vorige gedeelte, kom sê die Here vir hulle, wie het die waters van die wêreld afgemeet met die holte van sy hand, word die grootheid van die Here geprys. En net daarna, waarom sê jy dan o Jakob, en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge, my reg gaan by my God verby. God sien nie my lewe raak nie. God weet nie van my omstandighede nie. God weet nie van my swaar kry nie. Hy het nou net gesê, God is die Almagtige, maar God sien my nie raak nie. Ek as individu, my lewe gaan ongesiens voor die Here verby. Al my swaar kry, al my pyn, al die omstandighede wat ek beleef, dan sê Jesaja vir hulle, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Hy herhaal nou weer, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. God is getrou. 2 Timoteus 2 vers 13. En hiermee wil ek afsluit. As ons ontrou is, hy bly getrou. Het staan net so in die Bybel. 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God gee vir jou genade. Jy kan ontrou wees aan die Here. Jy kan die Here verloon. Vra vir Petrus. God gee vir ons genade. Hoe is dit deel van my lewe? Word dit gesien deur ander mense? Kan hulle die genade van die Here in my lewe raak sien? Ervaar hulle in my optrede die genade van die Here? Sien hulle die rykdom van die Here? Dit wat oorloop in my lewe, wat spreek van die teenwoordigheid van die Here. Maak ek staat op die teenwoordigheid van die Here? Of is ek ontrou? Verloon ek dalk die Here? God beloof, hy bly nog steeds getrou. En ek dink Petrus was baie dankbaar daaroor. Weggegaan, bitterlik geween. Here, ek het U verloon. Ek het gedoen wat ek gesê het, ek sal nooit kan doen nie. Het ek in 'n oogwink, het dit net gedoen, het dit net gebeur. Here, ek leer uit my foute uit. En nou kom praat Paulus met die gemeente van Korinte. Here, ek verstaan, ek het geval. Ek was nie gehoorsaam nie. Here, ek gebruik die genade, maar net soos wat ek dit wil gebruik in my lewe. Here, ek is jammer. Ek wil die genade, wat ek nie verdien nie. Here, wil ek laat werk in my lewe. Wil ek aanwend in my lewe. Wil ek hê, Here, moet my in staat stel om te doen wat U van my vra. God gee aan jou sy genade. Wat is jou antwoord op die genade van die Here? Ja, Here. Of sê ek baie mooi, nee, dankie, Here. Jou lewe is in jou hande. Jou keuse, wat ons elkeen moet maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Here, dankie dat U ons as mens kom uitred. Here, dat U ons sonde
kom betaal het. Dat U vir ons vergifnis bewerk het. Dat ons deur U aangeneem kan word. Kind van God kan word. En dan, Here, dankie vir U bemoeienis met ons. Here, vir U trou teenoor ons. Here, dat U genade aan ons beloof. Here, ons wil nie onverskillig wees nie. Dis ver van ons verwyder, Here, om U te verloon, om U selfs nie teleur te stel. Daarom, Here, wil ons graag. Want Here, ons besef, hierdie aardse lewe, Here, is net tydelik. Hierdie aardse lewe gaan nie oor aardse besittings nie. En Here, ek dink die volk het dit besef, toe die kinders na 40 jaar weer by die beloofde land kom. Here, dit wat ons kan doen en dit hoe ons U kan teleurstel. Here, wat 'n groot fout sal dit wees as ons verkeerde besluite neem. As ons nageslag teleurstel. Dat ons nageslag, Here, opnuut moet leer om U te vertrou. Here, daarom, ons wil U eer. Ons wil, Here, U genade laat gesien word in en deur ons lewens. Daarom, Here, maak dit sigbaar in ons lewens. Gee, Here, dat ons daarvan afhanklik sal wees, dat ons U sal eer en dat ons lewe sal spreek van U teenwoordigheid. Ons loof U en ons prys U en ons dank U, Here, dat U getrou is. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Daar's nou baie van die kinderbediening personeel wat afwesig is vandag, maar daar is wel kinderbediening, 'n heerlike bederf, 'n heerlike verrassing. So al die kinderbedieningkinders in die middelblokkie voor, dan sal julle so spoedig moontlik sien wat gebeur. Baie dankie, daar's heerlike koffie en tee daar agter.